Malvas is inheems in Afrika en is daar inderdaad meer as 700 verskillende spesies en baie kleure soos jy in julle tuine ook sal sien. Wat lekker is van malva natuurlik is essensiële olie as jy haal nie meer die essensiële olie uit die blom uit nie, jy kan hom ook uit die stam uithaal en ook uit die blaar uithaal. So jy kan baie essensiële olie uit hierdie plant uithaal. Sy genesingswaarde lê daarin dat hy baie goed is vir jou bloedsirkulasie, met ander woorde, dit is goed vir diabetes om te gebruik. En dan is hy natuurlik ook goed vir menopause en manopause, so as jy 'n man of 'n vrou het wat so in hulle 50 of 60er jare kom en hulle begin 'n bietjie moeilik raak, is dit 'n goeie idee om hulle 'n bietjie met malvas te voer. Dit sal hulle 'n bietjie laat bedaar en tot vrede bring. Dis dan inderdaad ook wat malvas kan regkry, hy skep 'n balans, hy skep vrede binne in jou liggaam wat jou rustiger laat. En dit bring ons natuurlik by die besigheidswaarde uit van regverdigheid, want regverdigheid het alles te doen met balans, maar op 'n aardige manier regverdigheid is hy gaan nie weg as dinge nie regverdig is nie. Dis soos om 'n les te leer. Jy gaan hom bly herhaal tot jy daai les geleer het, anders gaan daai les maar net weer terugkom. En so het Langehoven tereg gesê dat niks is ooit finaal besleg wat nie regverdig besleg is nie. Hy gaan maar net weer terugkom. Ek meen regverdigheid is inderdaad die rede is agter die meeste van die revolusies in die wêreld, soos die Franse revolusie en ek meen van die begin van die mens af het Cain vir Abel doodgeslaan, dood eenvoudig omdat hy gevoel is hy is onregverdig behandel deurdat sy offer nie aanvaar is nie. Vandag in Suid-Afrika kan ons natuurlik met 'n omgekeerde situasie sit waar die jeug kan sê, waar die blanke jeug kan sê, maar dis onregverdig dat ons die prys van apartheid moet betaal, want ons het dit nie geskep nie. En inderdaad gaan ons land nooit 'n goeie plek wees vir enigeen van ons tot dit regverdig is nie. Met ander woorde, dit moet vir elkeen van ons 'n goeie plek wees voordat dit vir almal van ons 'n goeie plek is. En dis die ondertone van regverdigheid wat 'n ou moet verstaan. Daar's natuurlik ander ondertone wat onregverdigheid voed, soos byvoorbeeld bevoordeeldheid of as jy partydig is of as jy mense voortrek of nepotisme soos jy kry in familiebesighede waar daar werkers is wat familielede is en werkers wat nie familielede is nie, en as die werkers wat nie familielede is voel die familielede word voorgetrek terwyl hulle dieselfde werk lewer, gaan jy sit met 'n probleem van onregverdigheid. Nou waar lê die antwoord op regverdigheid? Is doodeenvoudig, dit lê in die balans. Dink aan 'n weegskaal. As daai bakke nie gelyk hang nie, is daar 'n probleem, want daar is onregverdigheid. Wanneer ek met maatskappye se mense praat ek altyd voor die feit dat daar 'n oeroue ekonomiese wet is wat sê hoe hoër die risiko, hoe hoër die wins. Dis reg dat 'n entrepreneur meer moet verdien, want hy het die risiko geneem om hierdie besigheid te maak staan. En dit is regverdig. Wanneer ek met die entrepreneur praat, sal ek ook vir hom sê, dis goed dat jy 'n regverdige wins vat, maar jy moet ook onthou dat jy jou werknemer 'n regverdige prys moet betaal, of loon moet betaal, en moet seker maak dat jou kliënt dan 'n regverdige prys betaal. Dink altyd in die weegskaal en dink altyd in balans. As ons nou dink aan die maal van dit wat hy skep, en ons dink aan hierdie oeroue wet van hoe hoër die risiko, hoe hoër die wins, is dieselfde met die uitkoms van regverdigheid. Daar lê hoë wins vir jou in regverdigheid, maar dit skep vrede. Dit skep vrede vir jouself, dit skep vrede vir jou kliënt en dit skep vrede vir jou werknemer. As jy op daai manier voortgaan, kan jy net van generasie tot generasie oorleef. Want regverdigheid is iets wat jy almal jou altyd sal meet. André Diederik se nuutste boek Leierskapwaardes is beskikbaar by Naledi. Vir meer inligting gaan na www.naledibox.co.za of skakel 0861 668 368.